Dis tyd vir Monique Schneider om by ons aan te sluit. Sy is die bestuurder of senior bestuurder skenkerverhoudinge by die SANBS en hierdie maand is Nasionale Bloedskenk Maand en môre is Wêreld Bloedskenkersdag. En ons gaan meer by haar uitvind oor die werk wat die SANBS doen. Goeiemôre Monique, welkom. Môre julle. Baie dankie. Jy's vrolik op hierdie Vrydag. Luister hier, ek is gedres vir die team, vir die bank en alles. Ons is opgewonde om met jou te gesels Monique, want dit is 'n ernstige saak, maar is ook 'n verblydende saak as mens hoor van die suksesstories van mense wat sê, weet jy wat, ek het bloed nodig gehad en ek het bloed gekry in 'n hospitaal en ek het nooit besef die belangrikheid daarvan totdat ek dit self nodig gehad het. Dis die mooiste stories. Absoluut. Nou ja, hierdie maand is dan nou Nasionale Bloedskenkermaand. Hoekom Junie juis? So môre is eintlik Wêreld Bloedskenkerdag. Okay. So in hierdie land vat ons alles mos net 'n stappie verder, reg? So Vergroot dit. ons dink hierdie maand celebrate ons bloedskenkers. Net 1% van ons populasie skenk bloed. So elke liewe dag wil ons net vir elke liewe skenker baie dankie sê vir die 20 minute wat hulle neem om soveel mense se lewens te red. So elke dag gaan ons uit en ons al die skenkers wat deurkom wil ons net special laat voel, net bietjie liefde gee en sê baie dankie vir alles wat julle vir ons doen. En dus as jy sê 1%, ek's geskok oor die feit dat dit net 1% is, dat jy dit noem, en dit vat net 20 minute. So die feit dat dit ons so terughou, kan ek nooit verstaan nie, want dit vat eintlik nie so baie van ons tyd nie. En ek besef nie almal kan nie, en ons gaan nou daaroor praat, maar dit vat eintlik bitter min van ons om te gaan. As ons kyk na die statistiek, hoeveel mense kort bloed, hoe baie bloed het ons, so half op reserves? Op hierdie stadium is dit eintlik 'n suksesstorie, want ons mikpunt is eintlik 5 dae van bloedgroep O. En op hierdie stadium het ons omtrent 12 dae. Bam. So hoe kan ons nie hierdie maand vat en net sê dankie nie, want elke liewe dag het ons 3500 eenhede bloed nodig. Maar ons het nog steeds nuwe skenkers nodig sodat ons gemeenskap net kan groei en groei. Ja, so die 12 dae teenoor die 5 dae beteken nie mense moet nou ophou skenk nie. Nee, asseblief moenie. Dis net dat ons skenkers, ons loyale skenkers gereeld kom, of dit nou koud is, of dit nou nie koud is nie, daar's altyd iemand wat kom en hulle moutjies oprol. Veral hierdie week was baie taaf. Maar ja, elke dag. Monique, maar hoe gereeld kan mense skenk? Elke 2 maande. Elke 2 maande? Ja, 56 days. En is daar sekere voorwaardes in terme van, ek weet, daar's baie stigma rondom dit en ouens sal sê, nee, ek kan nie skenk nie, ek word te vinnig moeg, of ek gaan flou val, of ek gaan dit. Soos ek onder andere, ek weet, ek het jare laas 1 keer geskenk en ek toe die naald sien, toe ek soos, hoe aarde, ja, nee. Ek weet nie of ek dit gaan maak, he, Ag, moenie maar ek worry het toe. Jy weet, ek het dit toegemaak. Luister, ek sê jou hand vas, dan gaan ons vir die tweede keer, sommer môre. It's a date. Maar is daar stigmas? Is daar mense wat sê, nee, ek wil liever nie, want dit gaan gebeur, maar dit doen nie regtig. Ja, weet jy wat, jy's nie so special nie, want daar's baie, veral mans wat bang is vir die naald. En wat bang is, nie net dat dit 'n naald is nie, maar is dit regtig veilig? Maar ek kan regtig sê dat elke liewe naald is steriel. Dis 'n steriele omgewing waarin ons bloed skenk. Ons maak seker dat alles mooi skoon is, dat ons opgeleide staf hulle deur die proses neem sodat as ons bang is, al die vrae gevra kan word. En ja, so jy hoef nie bang te wees nie. Dis 'n klein prik. Dis presies, en ons ook 'n hele lys antwoorde wat jy eers self moet invul, jou bloeddruk word geneem, verstaan, sodat jy ook seker maak die bloed wat ek gee is veilig. En dis net so belangrik dat dit albei kan toe gaan. Die skenker moet veilig wees, maar die skenker se bloed moet ook veilig wees aan wie dit gaan op daai stadium. Dis baie belangrik. Wie is die ideale skenker? Wie moet gaan skenk? Weet jy wat, hierdie lysie is bitterkort. So as jy 16 en ouer is, tik. As jy meer as 50 weeg, tik. Ek weeg meer as 50, Jane. Ek het met jou oogkontak gemaak, ek het nie met haar oogkontak gemaak, just in case. As jy gesond voel op die dag, tik. En as jy gesonde leefstyl leef, dan is jy die ideale kandidaat om 'n bloedskenker te word. So daar's nie, jy weet, wat van mense wat byvoorbeeld diabetes is, kan hulle skenk? So as jy enige gesondheidsprobleme het, bel ons en vra, sodat jy nie al die pad ry en dan dink, ag nee, ek het my intensie was goed, maar nou kan ek nie. So bel ons op ons tolvrye nommer en ons beantwoord al jou vragies.
voordat jy kom. So daar's nie 'n verskoning om nie te hoef te skenk. Daar's nie 'n verskoning nie. En as jy nie kan skenkie, van ons is cheerleaders en dan sê ons kom, my maat, my man, vat jou my hand. sussie, my boetie, ek vat jou hand, kom ons gaan. En weet jy wat is ook so een persoon wat skenk, red soveel lewens of hoe? Tot 3 lewens. 20 minute kan tot 3 lewens red. So ons is so dankbaar vir die 1%, maar so opgewonde vir die potensiaal wat daar is om soveel meer skenkers in te win. Maar môre gaan net oor ons skenkers. Hoorie nou, wat doen julle hierdie maand dan en dan spesifiek môre om bewusmaking te help skep? So ons het vir almal ietsie klein net om te sê baie dankie dat julle die tyd neem om mense se lewens te red hierdie maand. Ons het lekker koffie, ons het lekker wifi by ons Dis al slap chocolates. Luister nie as jy mooi vra. Dan mag ek dit dalk oorweeg. Ja, luister hier, so ons is baie opgewonde reg oor die land môre om net bietjie vir ons skenkers baie dankie te sê, maar ook die vrywilligers wat ons help dwars deur die jaar om hierdie geleenthede te skep vir ons skenkers om te kan skenk by die werk, by die kerk, in die gemeenskapsaal. Die mense wat die deure oopsluit en seker maak daar's 'n plekkie vir ons om 'n bloedskenkerskliniek op te stel. Ons sê vir hulle ook baie dankie. Sonder hulle kan ons dit nie doen. Dis wat my so lekker is, Jen. Baie keer as mense rondry in die omgewing, sien jy oral 'n SANBS tent of iewers waar hulle besig is om bloed te skenk en jy weet hulle is daadwerklik besig om 'n verskil te maak in die publiek en deur die publiek. Elke liewe dag, maandag, sonderdag, daar waar ons 'n geleentheid het om 'n skenkerskliniek te kan opsit, doen ons dit. 15 mense of meer, laat ons weet op ons webtuiste en ons kom maak dit reg. As ek wil weet waar kan gaan skenk, Google ek of hoe weet ek waar die naaste area aan my is? Jy kan op ons webtuiste kyk, www.sanbs.org.za, of jy kan op ons tolvrynommer bel, ons op socials check, enige plek. Ons maak dit vir jou so gerieflik soos moontlik. En as jy nie weet nie, Google net SANBS, dan kry jy dit. Ja, absoluut. Monique, baie dankie dat jy vanoggend hier was by ons en dankie dat jy ons hand vashou as ons wil gaan skenk. Alipad, speed up. Ek's nog 'n bietjie skrikkerig, maar ek dink ek moet dit dalk iewers oorweeg. Dit kan net 'n lewe red. Dit kan 'n lewe red, doen dit. Baie dankie. Nou ja, Monique Schreiner van die SANBS wat vanoggend by ons kom in Loret, spesifiek met die oog op môre wat wêreld bloedskenkerdag is. So as jy dit nou nog nie gedoen het nie, gaan doen dit. Dit kan iemand se lewe red en verander.